Hallo julle, Jappie hier so. Ja, ek het lanklaas 'n video gedoen Afrikaans. Ding is ek is nogal besig met my skofte en ja, ons almal ons werk mos nou maar ook en hierdie doen ek maar op die kantlyn, op die sideline. Ek wil kyk gou na 'n kort video vir julle doen oor Kersfees. So kom ons kyk gou hierso. Ek gaan net gou 'n kort video ook eers nou vir julle wys. Wat basically gaan opsom vir ons die koneksie wat dit het met ander gelowe. So kyk gou hierdie video. All pagan cultures worship the sacred tree, the Asherah, and they do so by wrapping it with tapestries and decorating it, placing gifts at the base of the tree, and making petitions to the tree itself or the deity that the tree represents during this time, during the winter solstice. In 2 Kings chapter 23, verse 7, we read that the women wove hangings or tapestries for the Asherah, for the grove. So the women were making decorations, ribbons for the tree. We see in India, in the Hindu religion, that the worshippers of the Hindu deities will decorate trees. They will wrap them with ribbons. They will make petitions to the deities through the tree, and they will place gifts at the base of the tree. Similar practices are done in all pagan religions, even to this very day. The Zoroastrians, who claim that their religion is about 4,000 years old, still worship Mithra and celebrate Yalda. And during Yalda, they decorate the sacred tree, and they do so in a like manner as the Hindus. Also, we see the Wiccans who practice witchcraft. The Wiccan religion is generally a revival of the ancient pagan religion of the Europeans. And these Wiccans will celebrate Yule in honor of the deity Woden or Odin, and they will make altars at the base of trees and make petitions to the deities and make various wishes. Wow, watch this. I pull it. All pagan culture. Okay, so dit is wat ek julle wou gewys het hierso. Hierdie wat die video gemaak het is Messenger of the Name. Baie goeie leraar. Hy kan baie goed praat. En hy het 'n baie goeie video reeks gehad oor die name van Jehovah en Jehoshua. As julle dit nog nie gekyk het nie, is regtig baie goed gewees. Maar in elk geval, hier wys hy vir ons dat baie gelowe het 'n boom wat hulle versier en hulle buig voor die boom of hulle doen petisies deur die boom. Nou as jy en jou geskenke onder jou boompie gaan sit daar so by jou huis, dan buig jy en jou kinders voor die boom om 'n geskenk te ontvang. Want dit is letterlik afgoderry, mense. Dis letterlik afgoderry. Jy kry nie 'n meer clear-cut voorbeeld van afgoderry nie. Jy en jou gesin gaan buig voor 'n boom wat jy in jou huis gaan sit het versier het vir 'n geskenkie. Dis tyd as hulle 'n bietjie gaan oplees oor waar kom Kersfees vandaan. Die oorspronklike naam van Kersfees of in die Romeinse tyd in Joshua se dae het hulle dit Saturnalia genoem. En dit was wat dit genoem was, Saturnalia. En dit het te doen met die son en die maan. Dit het te doen met hulle afgode. Dit het niks te doen met Joshua se geboorte nie. Hy was nie in Desember gebore eers nie. Dit het absoluut niks met Joshua te doen nie. Nou vir die Rome, hulle wou soveel as moontlik mense onder dieselfde vaandel plaas. So dan het hulle verskillende gelowe gekombineer en soos hulle het byvoorbeeld Joshua dan ingebring en gesê dan is dit sy geboorte 25 Desember, maar oorspronklik was dit mos Tammuz se geboorte daai tyd, né? Die songod. En dis waar dit eintlik vandaan kom. Maar dan koppel hulle nou maar as die Christene hou nou van Jesus, dan sê hulle ook nou Jesus is nou maar deel van dit. Kom ons sê Jesus is dan gebore daai tyd. Nou wat het gebeur met Israel toe hulle fees wou vier vir Jehovah in die woestyn? Na hulle uit Egipte is, toe hulle die goue kalf gemaak het, toe sê hulle kom ons vier 'n fees vir Jehovah. Hulle het Jehovah se naam gekoppel aan daardie pagan fees wat hulle gevier het daar in die woestyn. En wat wou Jehovah doen? Het Jehovah daarvan gehou? Was hy mal daaroor? Nee, hy wou hulle almal doodgemaak het. Nou hoe dink julle voel Jehovah? Hoe voel Jehoshua daaroor as julle sy naam koppel aan hierdie wêreldse feeste?
Hy gaan mos nie daarvan hou nie. Jou het mos nou klaar vir jou gesê wat se feeste moet jy vier in die Bybel. Gaan doen dit eerder. Vergeet van hierdie wêreldse feeste. Nou ek verstaan baie mense wil dit nie vergeet nie, want hulle wil nie gepersecute word nie. Hulle wil nie hê hulle families moet vir hulle kwaad wees nie. Dis die prys wat jy moet betaal mense as jy jou lig wil skyn. Of jy skyn jou lig, of jy's nie 'n Christen nie. As jy nie jou lig skyn nie, dan behoort jy nie aan Jehovah nie. Want Joshua het gesê, jy moet in sy voetspore volg, en jy moet jou lig skyn, jy moet hom nie onder 'n emmer sit nie. Jy moet die emmer afval, en die wêreld moet kan sien, jou lig. Jou familie en jou gesin moet kan sien, die lig skyn uit jou. Deurdat jy nie hierdie wêreldse feeste meer wil vier saam met hulle nie. Jy wil nie meer so lekker ete gooi saam met hulle op Kersdag nie. Jy wil nie saam met hulle voor 'n boom gaan buig en geskenkies ontvang nie. Ek en my gesin, ons het self dit gedoen en soos ek gesê het in die verlede ook, die eerste paar jaar het die gesinne, meer my vrou se gesin het glad nie daarvan gehou nie, want hulle was gewoond daaraan dat ons saam met hulle gaan lekker ete hou op 'n Kersdag. En toe het ons glad nie meer iets daarmee te doen hê nie. En ons wil nie eers na hulle toe gaan met Kersdag nie, of laat hulle vir ons kinders geskenke gee op Kersdag nie. So dit het toe moes hulle nou maar verander in die opsig van, hulle moet nou maar, as hulle wil geskenke gee hulle dit op 'n ander dag. En ons gaan nie 'n lekker ete hou of enigiets met Kersdag nie, want ons het niks daarmee te doen nie. Want dit is nie 'n Bybelse fees nie. Kom ons kyk wat sê die Bybel van hierdie goed. Hier is so man. Deuteronomium 12 vers 30 tot 32. Neem jou dan in ag dat jy nie agter hulle aan verstrik word nadat hulle voor jou uitverdaag is nie. Hy praat van die ander nasies wat afgode aanbid. En dat jy nie na hulle gode vra en sê, hoe het hulle nasies hulle gode gedien, dat ek ook so kan doen. So mag jy nie handel met Jehovah jou Elohim nie, want alles wat vir Jehovah 'n gruwel is, mense Kersfees is vir Jehovah 'n gruwel, wat hy haat, het hulle vir hulle gode gedoen, want selfs hulle seuns en dogters verbrand hulle met vuur vir hulle gode. Alles wat ek julle beveel, dit moet julle sorgvuldig hou, jy mag daar niks byvoeg en daar niks van weglaat nie. Jy mag nie by Jehovah se gebooie feeste byvoeg nie. Selfs met Hanukkah, jy mag nie eers dit byvoeg nie. Net Jehovah se feeste en dis dit. En hier praat hy van, hulle verbrand hulle kinders met vuur, dit is met Molek, wat hulle so warm, so standbeeld van koper, wat hulle dan verhit, en dan plaas hulle die kinders in die boesem van daardie, dat hulle moet doodbrand. En dan was daar weerskante van hierdie afgod, ouens wat sulke harde dromme geslat het, dat die mense nie die geskree kan hoor van die kinders nie. Dit is verskriklik mense, maar vandag doen hulle nog dieselfde met hierdie aborsies. Maar 'n voorstelling daarvan is die Kersvader, dan gaan sit jou kind op die Kersvader se skoot en dan sê hulle vir hom wat soek hulle. Dis 'n heenwyse na Molek, wat hulle die kind in die skoot gaan sit van Molek, die afgod, dat hulle verbrand word. En Kersvader met sy rooi klere aan, wat Molek verteenwoordig. Presies dieselfde goed. Hulle het maar dieselfde daarvan gevat en dit nou maar net 'n bietjie verander. Die name 'n bietjie verander, die woorde 'n bietjie verander, maar dit is nog steeds dieselfde, is nog steeds afgoderry. Nou is nog steeds Saturnalia. Nog 'n vers was Jeremia 10 vers 2 tot 5, julle het dit ook al dalk gehoor. Ek lees dit maar in Engels, en Engels is 'n bietjie beter, ek het die Afrikaans gelees en hy het iets nie reg gesê nie. Thus says Yahuwah, do not learn the way of the Gentiles, do not be dismayed at the signs of heaven, for the Gentiles are dismayed at them. Hy praat hier van die mense wat die son en die maan en die sterre aanbid het. Julle moet dit mos nou nie doen nie. Nou as julle Kersfees vier, dan aanbid julle die son, maan en sterre. For the customs of the people are futile. For one cuts a tree from the forest, the work of the hands of the workmen with an axe. They decorate it with silver and gold. They fasten it with nails and hammers so that it will not topple. They are upright like a palm tree, and they cannot speak, they must be carried, because they cannot go by themselves. Do not be afraid of them, for they cannot do evil, nor can they do any good. Now verse 8, but they are altogether dull-hearted and foolish. Hierdie mense wat Kersfees vier, sê Jeremia, hulle is dull-hearted and foolish.
Basically, hy sê, hulle is stupid wat Kersfees vier. Wat bome in hulle huise sit en het versier, en het voor hulle neerbuig. Hulle is stupid. Dis wat Jeremia hierso sê, vers 8. A wooden idol is a worthless doctrine. Kersfees is a worthless doctrine. Daar's baie nuttelose leringe in Christendom, waarvan ons moet ontslaa raak, mense. Julle kan nie meer hierdie goed nog doen nie. Julle kan nie meer 'n kompromie aangaan nie. Of jy dien Jahoua of jy dien hom nie. Jy moet kies. Jy kan nie half-half gaan nie. En dis die 2 verse wat ek dan wou, en dan in die laaste een hierso, 1 Johannes 2, vers 3. En hieraan weet ons dat ons hom ken, dat ons Yahushua ken, as ons sy gebooie bewaar. Nou Yahushua sê in Johannes 15 vers 10, dat hy bewaar Jahoua se gebooie, en net soos hy Jahoua se gebooie bewaar, moet ons ook sy gebooie bewaar. Wat hy eintlik sê is, ons moet ook Jahoua se gebooie bewaar, net sy gedoen het. Vers 6, hy wat sê dat hy in hom bly, behoort self ook so te wandel soos hy gewandel het. Nou, het Yahushua Kersfees gevier, mense, en sy dae was dit genoemd Saturnalia. Het hy Saturnalia gevier? Nee, hy het nie dit gevier nie. Hy het nie wêreldse feeste gevier nie. Jy is veronderstel in sy voetspore te volg. Dieselfde te doen as hy. Nou as hy nie Kersfees gevier het, as hy nie Saturnalia gevier het nie, dan moet jy dit mos ook nie vier nie. So ja, dis die video wat ek wel gedoen het oor hierdie afskuwelike fees van Kersfees. En ja, elke jaar is dit dieselfde ou nonsens, dieselfde musiek, dieselfde stupid movies, dieselfde stupid alles. Mens raak nogal moeg vir dit. Ek kan aan 'n ander woord dink wat ek wou gebruik het, maar ja, mens raak net moeg daarvoor om dit te sien. En dit is Satan aanbidding. Alles wat jy nie vir Jahoua doen nie, bring eer aan Satan. En dis hoekom Kersfees bring eer aan Satan, want jy verwerp Jahoua se wil. En dan doen jy mos Satan se wil. Dis is of Satan se wil of Jahoua se wil. So, dis nie Jahoua se wil dat jy Kersfees vier nie. Dit beteken jy doen Satan se wil. Jy en jou gesin. En dan breinspoel jy jou kinders deur te dink dis 'n goeie ding. Ek sien dit hierso in Engeland nogal baie. Hoe die kinders gebreinspoel is om te dink dat Kersfees is baie goed. En dan as hulle groot word, dan is dit 'n groot storie wat hulle dan maak vir hulle kinders ook. Dan wil hulle dit ook spesiaal maak vir hulle kinders, hierdie gemors van 'n fees. OK, ja, laat dit goed gaan. Bye.